het ik een speciale gast hier zo. Een Patrick Peterson. Goedenavond Patrick Peterson, hoe gaat het samen hier? Je naam meneer Enzelo Bridges. Nee, klaar niet net koud daar buiten. Het is... Gaat goed? Nee, dank je. Luister, ik en zij praten al een lang tijdje al van die radio show in die interview. En zij zei van mij altijd gezegd, nee, zij blijft jokes maken, zij blijft jokes maken. Ja. Maar vandaag dit was voor jou hier zo. En zijn het voor de luisteraars, Patrick Peterson, dit zo'n stukje, dit zo'n introduction, wie Patrick Peterson is alsjeblieft. Ach ja, goedenavond luisteraars. Dank je British dat je me genooi hebt op jullie radio zo. Ik is Patrick Peterson, geboren in Ravensmead. Was een lekker klein vredevolle dorpje. Laarschool Niveau Primary School, Hogeschool Florida. Ik was maar altijd een sportliefhebber, of kan ik zeggen, mijn hele familie was maar altijd sportliefhebbers. En dat is maar waar ik die liefde gekregen heb. Dus het begint met atletiek, en het begint met cricket, het is rugby gespeeld. Dat dan rugby mijn werk was op het einde van die tijd. So, ja. Je hebt gezegd, hij was bij Nebo in bij Florida. Florida Hogeschool. En hij toen spannen, hij die noodzakelijk rugby spannen gehad bij die school hier, recht? Precies, in die tijd was daar die scholen, laerskolen rugby spannen gehad. Soos als je nou kijkt, omdat ik in die Ravensmead gewoond heb, dat is Nebo Primary, dat is Northway Primary, dat is Pinedene Primary, dat is Florida Primary, dat was Webner Primary en het vorentoe Primary. Verstaan? So, die skole in Ravensmead homself het goeie sportspanne gehad. So, daar was altyd skole rugby wat jy op 'n Woensdag speel. Verstaan? So, daar was rugby selfs op Florida Hoërskool. Daar was as twee hoërskole in Ravensmead genaamd soos Florida Hoërskool en Ravensmead. Dan was dit jou uitsig, jou St. Andrews, Jalzood High School, Jalsies High. En dan het die hoërskole onder mekaar gespeeld. So, daar was, maar die tijd was het nou op hoërskool, was het een beetje different. Dat was nog niet ouderdomsgroepen, nie, was mos nou, je speelt onder gewig. O ja, ik praat samen oude per die zo jong. Verstaan, jy speel onder gewig. So, ek bedoel, hij was, ek denk, as ek nou mooi kan onthou, ek praat onder correctie, hij was so onder 28, het onder 32 kilogram. En daar staan onder 39 kilogram. En ik denk dat ze zo te zeggen, maar basis die seniors onder 45 kilogram. So, dat is maar hoe hulle op hoërskool dat gehanteerd het, verstaan. En dan, dat is altijd de schaal, zoals je een beetje oorgewig is, dan sta niet met je handen op je kop, verstaan. En dan moet je maar asemhalen, zodat je niet onder je gewicht kan inkomen. So, ja, maar op laarschool was het ook een beetje onder ouderdom en zelfs ook onder gewicht. Ik denk, als ik me niet misgis, onder 15 kilogram, onder 20, dat is je hoogste, verstaan. Dat is nou onder 13 en zulke goed. So, ja, dat was de IDA. Oké, zo je hebt het over mij gezegd, je familie is ook in sporten. Die Pietersen, hè? Heinze is een klomp verschillende van hoor. Oh, maar die Heinze is in mijn konijnen. Ja, je kan zo zien. So, maar voor die Heinz ken ik als rugby. Die andere, ik ken niet nog met jouw andere familie, maar ik weet die Heinz is in rugby. En hulle is gevestigd in Nordens. Nordens is basically hulle klap, of was ik verkeerd? Enzelo, in die jaren was het die Noordelijke Rugby Club, zoals het nou bestaan. Die founder van Noordelijke Rugby Club, Daggy Dye, zoals hij zelf weet, dat was Noordelijke Boot. Zoals ik praat met in termen van Noordelijke Boot, dan had hulle basis één Noordelijke span gekies. Dat is uit clubs uit Bluebirds, jou Ravensmead, ik denk Scotsdean, die tijd Centraal, wat is span, ik denk Rangers en allemaal die. Nou kies hulle 'n bootspan. Verstaan? En nou is dit Noordelijke. Noordelijk was 'n bootspan geweest van verschillende clubs. Dan kom je in die Noord, dan zal je misschien spelen zoals die Neopere, Liga spannen, jou Stellenbosch spannen. En dat, omdat het Saro in federatie was en Noordelijk is het onder die van federatie gespeeld. So, verstaan? So, dat is nou op die oomlik, nou met Noordelijk is, het hulle nou verander in 1992. Toen zit hij meer die bootspan, nie, want zekere clubs, het WP moest nog niet geforceerd, het gezegd, luister, je kan niet meer onder een bootspan spelen, so, je moet je eigen club toe. Raak Scotsdean, nou Scotsdean Centraal en Bluebirds het toegemaakt en hulle het saamgesmeld, saam met Noordelijkes, die tijd, je verstaan, so, in jou Elsies, jou Blackspurs, waar Nicky Snyders vanaf kom, dat is ook een Noordelijkes van Daal, verstaan, so, en dat is, hoe hulle maar, toe Daggy besluit in 90, dat hulle maar één wording en maken dit Noordelijk is een rugbyclub. Maar Noordelijk is actually een bootspan. Ik heb nooit dat geweet. Ik heb geweet dat
die players daar bij elkaar gekomen. Je weet pas na cloakroom, dan als alle oma na zo en dan komen hulle so aan bijna. Ja, nee, wat, dat is alle dagen geweest. Nee. Je dan die en die en die. Maar als een paar goedjes wat ik oor hy locker rooms praat nie. Maar ik wil net graag weten, like, waar het jy besef rugby is die way dat jy wil ingaan? Want jy het atletiek gespeel, jy het of atletiek gedoen, jy het ander sporte gedoen. Wat was die tyd toe jy sê, oké, rugby is vir my? Precies, ik ga nou eerlijk waar vertellen. Op laerskool het ik WP Kruivenweek gespeeld, maar toen ik geweest zei, je moet onder die Van Daal van Noordelijkes rugby board spelen. Nou, ik heb bij Bluebirds het ik mijn rugby geleerd. Dat is waar die Heinz familie vanaf komt. Bluebirds. Verstaan je, Bluebirds. Toepie Zwart, ik ken van Toepie. So, en dan moet je gaan proeven spelen. Maar die tijd was het WP Liga onder 13. Ik ga nou, kom ons zeggen, dat was die brein rugby op zijn beste. In Swantes. En ik heb hoërskool toe gegaan. Ik heb academiespan onder 19B gemaakt. Toen was ik 18 jaar oud. Daar was ik Kruivenweek onder 19 en niet onder 18 zoals vandaag. En wat er toen gebeurd is, waar ik mijn liefde toe voor rugby gekregen heb, is, ik haal die academiespan, maar met diezelfde asem, net een jaar of 2 voor mij was Hussel Gibbs. En Hussel Gibbs was ook een fly-off. En ik is ook fly-off. So, op de einde van die dag is, wie gaat nou gewoon in die WP-span komen? Want Hussel was een van de beste loskakels in Zuid-Afrika. Hij deed op school, maar hij deed biceps. En ik was een kranige cricketspeler ook. Toen ik besloot, ik ga nou cricket vatten. Want ik ga niet aan die lijnkant staan wat Hussel Gibbs. Want anders moet ik die Kaap verlaat, wat een beetje moeilijk was voor mij. Ik zou nooit van IJssa weggegaan het. En toen word ik wat Hussel het zijn knie zeer gemaakt. Hij was in de WP-span, Currywekerspan. Toen hij 19 jaar oud of 20 te maken. Toen besloot hij, nee, maar ik ga nou cricket vatten. En dat is waar ik mijn omzwaai maakte. Toen besloot ik ga nou cricket los. Ik ga nou rugby spelen. dat is bijna aardig. En daar vanaf in 1994 heb ik die ESA Academie onder 19 span gemaakt. Wat op de Kruivenweek gespeeld heb. Waar ze dat jaar voor WP Kruivenweek gespeeld heb. En ik heb die jaren na heb ik WP Kruivenweek span gespeeld. Verstaan zo. En dit is toen ik besloot, hier ga ik maar nou voltijds. Want daar is het geswap, so ik ga het ook nog swap. So. Nou weet ik waarvan, het was niet ik en Louis Koen toe, zo maak het een beetje makkelijker, verstaan? En dat is waar mijn liefde van rugby vanaf gekomen is en gebleven het nog steeds vandaag toe. Vandaag toe. Ja. So na school, let me say obviously, either je kreeg een contract of je club rugby gaat spelen. Wat is na school gebeurd, na die tournament? Na die Kruivenweek, of gedurende die Kruivenweek, WP's structuren was baie verskillend as wat het nou was. Daai het jy nog gehad jou WP jou WP development waar Tinus Linie en Chester Williams hulle gewerk het as development officers saam met Pieter de Villiers, Daggy Dayes, Henny Becker en almal daai manne, verstaan. So en dit is maar waar het op begin het en voor die Kruivenweek het Henny Becker en Daggy van my in die kantoor gehad daar by Sport Science waar hulle kantore was en gesê luister daar is 'n hoop talent in jou. Ons sien vir jou as 'n toekomstige WP-speler. En op die ouderdom van 19, na die Kruivenweek, ek dink is voor die Kruivenweek, toe ek 'n akademie kontrak geteken. Het was nou wel nou nie, en daai was dit klomp geld. Verstaan? So, en dit is waar ek my eerste kontrak gekry het. Ek was nog op skool geweest. En ek het Kruivenweek gespeel en dit was vir my een van die hoogtepunte. Ik bedoel, dan gaat je in een professionele era in, waar je voor jezelf zegt, nou is het hard werk, want zoals Daggy altijd gezegd heeft, je kan gauw dat krijgen, maar het kan gauw weggevat worden, verstaan? En dat is, ik heb hard gewerkt samen met Tinus en Chester, hulle was in die senior groep geweest en ik was die jong kat, wat, die was die coach, Ellen Zondaggie, Ellen Solomons. En ik heb maar altijd WP-oefeningen geattend, want hulle het my genooi, oefen ik samen met senior mannen, toen ik nog steeds 19, samen met soos Bram van Straten, samen met hom geskop. Tinus Linie, Chester, Simon Berries, Kevin Lawless, Andrew Aitken. So dit was een groot namelekkers, ja. So Louis Blom, Tox van der Linde, Andrew Patterson. So ja, dit is waar ik maar deurgekom het. Jy het even gesê, jy wil nooit weggewees het van die huis af. Wat was die
redes. Because daar's baie leiers aan buitekant wat nou miskien scholarships kry en almal like om goed doen. En hulle sit nou heidaglik in hy posisie waar hulle besluit, moet ek nou Sharks toe gaan, moet ek maar nou nog aanhou hier en kyk of ek die VP span maak of wat kan jy vir my miskien weet? Precies, die ommekeer, kom ek sê vir jou, toe ek by WP gespeel het, 98, het ek maar altyd saam met Jalen Solomons, het hy my altyd nog saamgevat, hy het toen het ons nog net 22 reserves en nie 23, maar ek was altyd player 23, net om in die environment van WP groot te raak en sulke goed, het ek altyd saamgevlieg. My eerste wedstrijd wat ek saamgevlieg het, dat was geweest Potchefstroom toe. Dit het toe call hulle om die Leopards of Noordwes-Transvaal. Ja, ek ken hulle nog. So, en om aan die dorpie te speel, die vlieg tot in tot in Johannesburg en dan moet jy 'n busterpad van 2 uur en jy kom in 'n droë plek. Daar's niks van niks hier. As die universiteit toe is, as die plek ook toe. Verstaan? En dit is baie moeilik. Hy spots, ja. En ek toe sê ek vir Tinus op die vliegtuig terug. Ek sê vir hom, my vriend, ek dink ek wil ooit hier in Potchefstroom rugby speel of bly nie. En nietemin en die derde wedstryd, die 2 wedstryd toe ek uit het, toe speel ek B-span op die reservebank, die uit het dit WPB en jou Curriebeker span. Toe speel die B-span teen Griquas, ook away in Kimberley. En die plek is nog droër as wat Potch is. En ek sê vir myself, nee, hier wil ek ook nie speel nie. Toe eerlik aan. En ek sê vir myself, okay, right. Ons gaan terug, ons kom terug en in 2000 sê Gert Smal vir my Patrick, ons gaan weer op loan sit vir 2001. Ek sê, wow, okay. Maar was die part, Geert Smal, was hy part van die Currie Cup? Dit was met die Currie Cup squad, ja. En want al die Springbokke kom terug van daai jaar, ek dink die jaar daarna was World Cup geweest. Kom de Wetberry hulle almal terug van international duties af. Wat 'n jaar is hy sommer? Hy was 2001, toe stuur Gert my Potch toe. En waar ek nie wil, ek het altyd gesê ek wil nooit daar wees nie. En toe gaan ek en maar onthou as jy in 'n ander dorp bly, Brisie, soos ek jou sê, is baie moeilik vir 'n jong ouetjie om te gaan. Onthou daai tyd moet jy jouself uitsorteer. Jy moet jou eie blyplek kry, jy moet self sorg vir betaling, jy moet self sorg dat jy bo kom of whatever the case may be. En som ouetjies daai tyd kan dit nie gehanteer het nie. Verstaan? Ek moes gegaan het want ek was uitgeleen. Maar dit was ook 'n experience geweest om vir my self te sê op die einde van die dag, but is glad nie so bad as wat jy dink dit is nie. Verstaan jy? Jy moet net sê jy wil nooit daarop eindig nie. Jy sit jouself onder druk, op die einde van die dag eindig jy daarop. En maar toe ek in die Potch gekom het, was 'n hele ander environment. Verstaan, as die mense doen dinge anders te. Ek bedoel, winkels maak vroeg toe wat dit nog hier by ons in die Kaap is oop 10 uur en whatever. Daar 6 uur is dit toe. As dit toe is dit toe. En dit is dat dit moeilik maak, jy moet jou eie kos maak, is moeilik is weg van die huis af, jy moet jou eie wasgoed was, you understand so. En daai was dit 'n bietjie moeilik, maar ek het my ook altyd self gesê, as jy nie gaan aanpas nie, dan gaan die lewe maar altyd veel moeiliker raak. Maak nie saak waar jy gaan speel of waar jy gaan opeindig. En dit is en dieselfde met Kimberley. Ek het myself gesê, gaan ek vir Nice Times of gaan ek om rugby te speel? Jy het vir Griquas gespeel? Ek het vir Griquas in 2003 gespeel. Wat ek ook gesê dat ek wil nie daar opeindig. Verstaan jy? Dit was nou onder Mark Graaf en Andre Soy. Jy het nou gesê, gaan ek vir Nice Times of gaan ek vir speel? In die tyd wat jy by hy plekke is, wat tipe seun was hy? Was jy 'n stout seun geweest of was hy like Presies, onthou, jonk, ongetroud. Hoekom nie? Ja, as nogals nie in Potch nie. In Potch het ek want die rede hoekom daar soos ek jou weer sê, as ek universiteit toe is in Potch, dan is die dorp stil. Verstaan jy? Jy kry ook nie skare op die veld nie. En sy is mense wat maar daar bly of wat veel kom kyk of ondersteun, verstaan. En dit is maar die geval. Ek bedoel in Potch, soos ek jou weer sê, as die universiteit toe is, dan is alles ook maar basies toe in Potch. In Kimberley was dit 'n klein bietjie beter want toe sit ek en Jeffrey Stevens wat toe daar was in baie van die soos Colin Lloyd het ook hier van die strand af. So toe maak dit makliker want ons het saam by WP gespeel en toe trek ons saam Griquas toe. So dit was 'n bietjie maklik. So nou is daar meer vriende en by Griquas was dit 'n bietjie meer gestruktureerd want as jy daar kom op die veld homself het hulle verskillende kamers gehad op die oefenveld. So dit maak dit maklik as jy hoef nie gaan blyplek soek of wat en sê jy wil totaal op jou eie bly en jy wil op die veld bly nie. Verstaan jy, op in die kamer of whatever die case, maar al die geriewe was daar gewees. Is net jy betaal die ekstra om daar te bly nie wat goedkoper is as om op jou eie te bly. Sê vir my gou, Brent Russell, jy het saam gespeel nie by WP? Nee, Brent ek het nie saam hom gespeel nie by WP nie. Ek het saam
wie ek by WP gespeel het, die tyd was de Wetberry, Werner Greef, Corne Krieger, Bob Skinstad, Jochie Viljoen, Louis Blom, Tox van der Linde, Chester, Tinus, Bram van Straten, Pieter Rousseau, Chris Rousseau. So ja, dus 'n controversial vraag is. Het hulle jou, sy is loskakel, ken jou al vir al die jare loskakel, dan nou en dan inside center toe sy ouer raak. ouer. Maar toe sy by die provinsies kom, het hulle nie weer probeer skuif wing toe of so nie, verskille in set van fly of British wat ek by die Leopards aankom, toe speel hulle my meer heel agter as wat hulle my loskakel speel. Dieselfde maar by Griekwas. André Markgraaf was by Leopards gewees in 2001. Toe verhuis hy weer terug Kimberley toe sy by Griekwas. Omdat hy by die Leopards ook was in 2001 en het my gesien op heel agter, toe speel ek by Griekwas ook heel agter. Maar by WP het ek meer gespeel 10 en soms in die Curriebeeker span as daar besering inkom of 2 dan speel ek weer 'n bietjie vleuel en kies Gert hulle my daar. So is maar versatile, maar ek het nooit 'n provinsiale of 'n vlak binnensenter gespeel het. Daar was sekere manne soos jou Tinus Lenie wat daar moet speel of Andy Merinos of de Wetberry en sulke ons. So dit is manne wat baie ervaring het om daar die gate toe te stop, my vriende. Dis hoekom. En so waar was jou laaste provinsiale stop geweest? Waar jy laas gespeel het? Presies by Boland onder Hawies voorheen Dion Davids. Hawies voorheen wat nou huidigelik Boland coach. Wat huidig ook nog 'n Boland coach. Wat by Griek was ook gecoacht het en by die Cheetahs. Dion Davids is nou obviously by die Springbok forward coach. So ja, dit het daar geëindig in 2005 en 2006 was ek by Boland vir 2 jaar. En toe bel Jerome 'n paar later my eendag en hy sê vir my Pet, stel jy belang om 'n bietjie jou vlerke te sprei. Ek sê vir hom Jerome, dit klink baie interessant, maar sê eers vir my waartoe moet ek dit sprei? En hy sê vir my toe uit 'n klub in Italië wat 'n loskakel soek. Casino de Venezia in Venice. Ek sê vir hom Jesus, dit sal 'n great opportunity wees. Hoe oud is jy daai tyd? Toe was ek 29, 30. Toe skuif ek Italië toe en dit was Angelo Bridges, dit was die highlight van my professional carrière. Dit is vir 'n klub, hulle in Italië call hulle hom die Super 10. So as net 10 klubs, so dit was nou jou Revigos, jou Benetton, jou Parma, Grand Parma, Old Parma en Venice. So en was baie lekker geweest. Kom ek sê vir jou want ek en Fabian Brandt wat ek by Boland Stad gespeel het en Jerome het vir ons twee oor gestuur. En dit was een van die beste belewennisse wat ek ooit in my professionele era nou op my afdrandtyd om te sê kyk nou moet ek 'n bietjie soos hulle altyd sê inkes. En so aan dit is vir al wat ek gedoen het en ingesit het. En dit was ja, een groot sal ek sê blessing hier, maar a big highlight in my life. To stay there for a year and then move to France again for another year. So it's like agencies all over the Saudi. So en wat het lekker interessant gemaak het. Eerlikwaar, Italië het ek terdee geniet, maar soms is dit 'n bietjie moeilik om aan te pas, want ons het gegaan in die wintertyd in Oktober maand en toe was dit al actually winter en toe ons daar kom die eerste keer, ek sal dit nooit vergeet nie. Ek en Faba en ons vang 'n middagslaapie. En 2 uur is dit al donker al in die middag en ons oefen eers te 4 uur al 5. Ek skrik seker 2 o'clock wakker, pikdonker. Ek sê vir Faba, heerlikheid, ons mos nou laat vir oefening. Kom ons by die oefenveld. Dis hulle nee, nou eers te 3 uur. Ons oefen eers oor 'n uur en 'n half. So, maar wat ons gedoen het, wat ons nie gedoen het nie, jy moet jou horlosie vorentoe stel en ek het dit gelos op Suid-Afrikaanse tyd. So as dit in die winter as dit 1 uur daar is, dan is dit 3 uur by hulle in die middag. So dat het 'n groot verskil vir 'n hele week was dit 'n moeilike aanpassing. Selfs kom ons vroeg ja, heeltemal. Ek dink maar dit is pikdonker so en dit was lekker wees man. Eerlikwaar is hulle vervoerstelsel is heeltemal different van in Suid-Afrika. Jy ry nou wel aan die linkerkant van die pad, maar jy kan met 'n bus kan jy enige plek travel. Jy moet net kyk na die nommer waartoe die nommer sal jou vertel as jy wil Venice toe gaan. Dan vat jy bus 444 of enigiets met 'n 4 gaan Venice toe. Maar hy vat net 'n different route. Dis daar nie. Alhoewel dit 'n sponsor karre gehad en sulke goed. Dit is baie maar weinig met die karre gery van die bus te gaan oral. Verstaan nie. En dit gaan dit baie goedkoper, verstaan? En jy weet ja, selfs met die trein ook, ons het Champions League voetbal gaan kyk in Milan wat actually wat great was, verstaan? En Italië, wie het gespeel? Dis speel Inter Milan en ek dink Inter Milan en AC Milan
het gespeel in 'n groep stage. Ek dink Inter het verloop hulle eie tyd wel. Hy is die jaar wat hulle amper die stadion afgebrand het. So maar dit was 'n lekker belewenis en hulle klub rugby is 'n bietjie baie ver uit mekaar uit. So en daar travel jy basies maar met 'n bus omtrent so 4-5 ure na 'n ander provinsie toe. Verstaan, maar die lekkerste plek wat in Italië het ek gewees het is L'Aquila. Is in die berge en om jy sê, dit was skiing kan sy doen. Sy kan enige ding doen wat mal is daar. So dit was een groot belewenis. Jo. Ik kan het imagine. Ik kan het So imagine. dis hoekom. So je was daar voor 2 jaar. Vir 2 jaar. 2 jaar. Toen je terugkomt, toen speelde je club rugby. Ja, toen speel ik club rugby bij Noordelijkes. Nee, toen kom ik terug en ik ga toe Primrose toe. Van Primrose af, toen ga ik in Donovan Sinclair Kraaibak toe, Kraaifontein. Ik kan het nou. Speel ons een jaar Kom met daar. jou over die story. Ik denk ik was aan het 20. Ja, ik was aan het 20. Ik weet niet waar ik wil spelen. Of ik bij Kraaifontein of ik wel bij Durban wil gaan spelen. Gaan oefenen zo. Nou speel je mannen touch, ik laat. Die mannen spelen touch. Ik zie voor jou en voor Donovan Sinclair, ja, zo staan. Je weet maar, als die ouwen net zo stil staan, ja, zo in hulle piepie, broekjes aan en dan weet je, die mannen worden betaald. die maar, hulle wil hier stad spelen, hulle konden niet, voor oefening en dan. Hij is betalen en hij is toch goed. Dat is Dat al. was de eerste keer wat ik hier al meeten. Ja, Oh, maar ik denk je, als het interactie gaat, maar ik heb het voor jou gezien. Ik was like, oké, cool, ik weet waar. Het is mijn eerste keer. Dus zelfs ik, nee, je kan het doen niet. Ja, precies, ik praat nog maar jaren terug. Wat is hij 2009, 2010? Ja, want ik was bij Primrose 2007 en 2008. 2000, ja, zo kan 2010, 2011 weer. En na Kraaifontein? Na Hoe Kraaifontein. lang heb je daar gespeeld als ik mag vragen? Ik heb net 1 seizoen nagespeeld in Donovan Sinclair. En na Ja, Kraaifontein toen Toen is het geld op. Ja, geen Stofberg. Stofberg was Gerard Stofberg was die man geweest wat voor ons reg waarna gekeken. Na Kraaifontein en toen het ik nou besluit, luister, die traveling is nou genoeg. Wintertye is 'n bietjie moeilik en smaakie laat by die huis kom nie. En ek is toe in 2009 het ek ook mos nog getroud. Toe sê ek vir my vrou Bronman, maar nee, ek dink ek gaan maar terug Noordelikes toe as 'n player coach. En dit is waar ek en jy weer 'n bietjie saam gespeel het. So en daar het ek maar nou gebly tot in 2013. Ja, in 2014 het Pieter Maus maar vir my genader om IWK toe te kom. Eers as 'n skop consultant, skop coach. Maar sorry, die 2009. De 2009. Waar je player coach geraakt was hij jouw eerste coaching gig geweest? Ja, dit was basies maar my eerste coaching gig, player coach. So oors was die experiment. Exactly my point. Goed geëxperimenteer, so dis ook. Nee, maar die reden hoekom ik veel vraag is omdat één ding wat zei je, die presence. Als ik nou van jou goede attributes kan praten als een coach of als een player. Ik was een ex-player van jou. Als jouw presence op je veld in termen van discipline en allemaal lijkt goed. Dus was on fleet. Mensen ik het is maar nou de eerste keer wat ik hoorde. Hij was jouw eerste coaching gig en het was goed gedaan. Van jouw eerste coaching gig. Ja, precies. Ik het ook maar ik zal niet zeggen op je harde manier geleerd. Ik moet maar op mijn eigen geleerd het op het tijd, voordat ik IWK toe was. En het was maar moeilijk en iets het me altijd mee gezegd, je moet eerst die player zijn gevoel krijgen, hoe hij voelt en wat hij ook graag wil doen. Verstaan je? En dit werd het makkelijker gemaakt om samen met jou en Lance, Marcel Solomons, Alfonso Jacobs te werken als een player coaches, wanneer jullie de game verstaan. Verstaan je? Dit werd het makkelijker gemaakt. Maar toen wat ik IWK te beweeg, toen zit een hele different environment. Nou die studenten, punt nummer 1, je weet voor een feit, soms studenten het nie eens genoeg kost om recht ordentlik te oefenen. Dan moet jy dink aan sy finansiële omstandighede. Dan moet jy, zoals klompfaktore, hoe kom jy ook soms by die veld uit of luckily baie van die oukies bly op koshuise, verstaan jy so. En waar Pieter my eendag ingetrek het en hy sê vir my, Patrick, Sorry net vir die luisteraars, Pieter wie? Pieter de Villiers. Pieter de Villiers. Toe hy my intrek by IWK en hy laat my mooi sit en hy sê vir my, Pet, skop consultant, coach 'n bietjie die tweede span saam met Bole. Ek sê vir hom nee, dit is, maar hy sê ook vir my, onthou, voor jy begin 'n coach. En dit is wat ek by hom geleer het in 2012, 2013 dink ek. En hy sê vir my in sy kantoor, luister, jy is nou hier
ek wil hê jy moet ook 'n sukses maak van wat jy gaan doen, maar doen my net 'n gun sê vir my. Ek sê vir hom, okay, luister. Pieter sê vir my, but leer eers die mens ken voor jy hom afrig. Verstaan? So jy moet sy in en outs ken voordat jy hom kan. Maar jy weet nie met wat se probleme of met wat se houdings of met wat se attitudes sal altyd sê hoe jy gaan opdaag. As 'n ou honger opdaag, dan jy weet wat gaan jy uit hom uit kry. Of jy kry niks uit hom uit of hy's heeltemal afskieterig, hy doen nie goed voluit nie. En my filosofie van rugby is altyd either you practice full out or you don't practice at all. So leer eers dit en ek het my 'n jaar gevat om spelers te leer ken in en outs en sulke goed. En dit is waar en elke keer dan sê ek van Pieter, ek dink ek het nou progress gemaak. Hy sal vir my sê, but that is the way to go. Even as jy in enige professionele setup gaan ook om te coach, of dit nou by die Stormers of by die Sharks of by die Lions of by die Bulls is, jy moet eers die speler leer ken voordat jy vir hom kan sê, dit is wat ek verwag, dit is wat ek wil hê of whatever. Verstaan? So en dit is 'n uniek manier van afrigting. So nou leer jy jouself ook soms leer ken wat jy nooit geweet het wat jy in jou het om dit uit te bring na 'n ander persoon toe. Ja, soos ons even gepraat het, wat jy gesê het, sit jouself in uncomfortable situations om jezelf te leren kennen en om betere decisions te maken in the future. Ja nee, dit het ek geleer by dit het ek geleer by EWK. Nou EWK is 'n open university. So jy het verskillende kulture. Verstaan jy? Jy het nou jou swart spelers, jy het jou bruin spelers, jy het wit spelers, jy het moslim spelers. So daai is al klaar 4 different kulture. Verstaan jy? So gaan jy nou kan kies of gaan jy leer ken om jou job perfect te doen. Nou moet jy besluit maak. Want nou sekeres doen sekere dinge op sekere maniere. Almal is 'n eie individu. Nou moet jy nog by die geloof kom, so is 'n heel different ballgame. Om almal onder dieselfde dak te kry was 'n bietjie moeilik, maar dit was bereikbaar en dit was ge-achieve op die einde van die dag. Verstaan jy? So as jy eers hulle kulture verstaan en jy verstaan hulle maniere, hulle houdings, dan maak het, onthou jou kultuur is 'n baie different ding. As jy nou vat, kyk soos op 'n Vrydag, as ons op 'n Vrydag moes geoefen het, dan moet die moslim ook eers mosk toe gaan. Jy moet dit vir hulle gee want as hulle kultuur. So as hierdie swart speler, as hy nou besluit, hy gaan nou bos toe. Jy kan nie vir hom sê hoe stel dit uit, stel dit af. Die game is belangrik. Sy kultuur. Verstaan jy? Die brein en as 'n wit spelers is 'n bietjie baie makliker om te handle. Verstaan jy? Maar met die verskillende kulture maak dit baie soms baie moeilik. En dit is iets wat jy moet aanpas, dit is iets wat jy moet aanleer jouself. Maar soos ek jou weer sê, jy moet met hom praat en vir hom laat verstaan ook. Luister, ek is nie net hier om jou te coach nie, maar ek is ook hier om vir jou te lei. Verstaan jy? Nou, wat gee, soos, twee van my vrienden, ek ken vir hulle is ook in coaching en ek het ook gedink, ek sal ergens in rugby iets is, maar het is nou nie so uitgewerk nie. Maar wat dryf vir julle, nee, om elke naweek op hy dan te wees en vir julle players aan te moedig en sê, jy volg die gameplay en ek meen, met al die challenges wat julle het, dinsdag is daar miskien 20 players, donderdag, of nie, dinsdag is daar miskien 10 players, donderdag is daar nou so eweskielik 20 players, nou moet jy nog tough decisions maak om te sê, hey, die player, hy is nie so kwaai nie, hy behoort eintlik in die 30, maar hy het heel week geoefen, maar die jong, hy kom net wanneer hy wil oefen, so die game is belangrik, hoe, like, die type besluite wat hulle maak, wat gee julle die dryfkrag vir dit? Dit is, kom ek sê jou, jy moet eers by jouself begin. As jy nie die dryfkrag het, hoe gaan jy die ander spelers motiveer om dryf terug in hom te kry? Dis dan daai punt nommer 1. Punt nommer 2 is nie of die speler kan rugby speel nie, is hoe wil hy graag die game rugby leer speel. Verstaan? So, en dit is, die dryfkrag agter daai is, as jy nie as 'n afrigter kan opstaan en vir jouself sê, alhoewel is daar 5 man op die veld, dit wil nie sê oefening moet die aangaan. Verstaan jy? Alhoewel is hy die swak speler, nou kan jy vir daai spesifieke aan kan jy vir hom sê, luister, ons weet mos jy kan nou nie paas aanvang nie, kom ons werk 'n bietjie daaraan. Verstaan? Nou is daar dan maar 'n bietjie tyd. Verstaan jy? Maar dit wil nie sê as daar 5 man is, die afrigter moet ook daar wees. Verstaan jy? En jy weet vir 'n feit soms wat ook jy ook gespeel het, was daar challenges. Maar as die afrigter gaan werk, wat 'n voorbeeld gaan dit stel of motivering vir jou as speler wat saam mee speel, maar die afrigter is nie hier nie, maar nou hoe gaan ons nou dinge doen?
Verstaan? So die dryfkrag moet elke dag moet jy dieselfde opstaan en dieselfde vir jou sê, come what may, 10 of 50 spelers is dieselfde konsep. Is maar nou net jou oefeninge is 'n bietjie baie meer wat jy nou gaan doen in terme van die 10 wat jy bietjie minder kan doen. Verstaan? Dit is maar al. Maar hulle sê ons uitsteek is die myn. Uitsteek is die myn. Maar weet, ek wil net gou ek weet ons is nog wel by Nordens, maar ek wil net gou weer by Nordens uitkom nou. Hy het gesê Nordens is 'n streek en die kleedkamers. Kom by die kleedkamers. Nou het ons miskien nou wen in Nordens het miskien nou 'n groot wen. Nou kom Brissies. Nee, dit was kwaai. Nou trek dit op. Ouens kom en sê, "Hey, kom hier na toe." Nou wil jy so styf vas praat hier in jou gesig en ek kan net dink hy wat Zippie Swarts. Hy sê hulle daar was hulle het dramaties gewen en ek weet nie of die league gewen of wat nie, maar nee, soos hulle het vir my laat, soos hulle die prent in my kop en laat speel, was dit amper soos Maties back in the day was like undefeatable, like was dit so of hoe was dit? Hoe Precies. En julle daar Kom ek sê vir jou. In die 90s, ek dink dit was mid-90s, late 90s toe. Maties spelers was ook gekontrakteer by WP, maar hulle kan klaprugby gespeel het dieselfde soos by Noordelikes. okay. Verstaan jy? Maties het gehad miskien Andrew, Johan van Wyk, Louis Blom, Pietie Ferreira, Sanru, Jochie Viljoen, Louis Koen en die Werner Gey van Pietie is Gastron, Pieter Rousseau, Werner Greef. So hulle kan clubrugby gespeel het. Verstaan? En Noordelikes het weer gehad myself, Charlton April, Lester Witboy, Weskus Lou, Mark Willard, Gerald Scholes, Tinus Lene, Solly Geduld. So ons het ook self 'n gedigte span. Verstaan jy? So en dit is maar altyd die rivalry. Kom ek sê vir jou, dit was rivalry tussen Ian Kirkpatrick en Dougie Dayes. Verstaan jy? Ek praat nou van hulle was beste vriende, hulle het saam mekaar gecoach. Ian Kirkpatrick As hy Maties afrigter daai tyd gewees en Dougie Dayes. So dat is dan hulle twee het altyd gesê, man, my span is die beste. Nee, kom kyk, maar Maties is the beste. En dit is maar waar Maties en Noordelikes rivalry ook maar gehad het, dieselfde soos teen Tygerberg. Maar Tygerberg en Noordelikes rivalry was groot nie. Ja, dit was altyd die games om uit te sien. Onthou daai tyd was dit nog lekker rugby geweest. Kom ek sê vir jou hoekom? Want nou speel jy 2 keer teen jou rivals. Jy speel home en jy speel away in die liga. So verstaan nou deesdae is ons nog net 1 rond of jy speel home of jy speel away. Nou daai tyd was dit lekker geweest. Nou moet jy Florida Park toe gaan. Eerste ronde game is daar. Ek bedoel 15.000 20.000 mense op Florida Park. Geen parkplekkie. Ek weet nie eens hoe al die mense rugby kon gekyk het nie. Dan sal Avonhoed Park toe kom is maar die selfde. Jy kry jou 10-20.000 skaar, maar vir 3 jaar, 4 jaar het ons die mekaar gespeel het, was dit consistent 20+. Verstaan? En dan maak Dougie verseker en Piet Jooste maak verseker Tygerberg se VP spelers moet speel. Noordelikes se VP spelers moet speel. En dit is wat die rivalry lekker gemaak het teen Tygerberg. Wow. Ek sou imagine en hy tyd om hy games te kyk, jong, in die skaar wat so. Maar soos okay, Tygerberg se skaar is nog steeds groot. Is nog steeds groot, ja. Ja. Wow. So okay, nadat jy nou UWC, jy was by UWC, was jy by die Varsity Cup betrokke? Ja, ek het my eerste jaar by IWK was ek net basies die skopcoach onder Pieter en dat ek die tweede span afgerig saam met Bolle die assistant coach. En die jaar daarna sê Pieter vir my wat ek wil hê jy moet die Varsity Seal agterlyn vat en die skopcoach. So sê ek van okay, so 'n groot challenge, maar 'n goeie internasionale afrigter om agter jou te staan en jou hand te vat en te sê kom ons doen dit so. Ek bedoel dit is 'n ander inspirasie. Dit is 'n another ball game on another level. Wie was dit geweest? Sorry. Pieter de Villiers. En toe Pieter weg van die WK af. Toe kom Chester. Chester het aangegaan waar Pieter opgehou het. Verstaan? Meer kwaliteitspelers het toe ingekom, squad was groter. Varsity Seal 2 keer gewen en toe promotion gekry na die Varsity Cup toe. Ek was nog steeds by die Varsity Seal, was ek net die skopcoach onder Chester en dan het ek in Donovan St. Clair na 20 gecoach.
En met die jaar van qualification vir die Varsity Cup, en was het 2019, 2019. En toe vraat Chester Wright, julle gaan nou die Varsity Cup coaches 120 en dit is ook nogal 'n lekker groot stap as 'n afrigter dan by die ander universiteite kry provinsiale afrigters dat die Varsity so 120 spanne coach. En julle het twee springbokke in hy groep By IWK. wat promotion gekry het, hè? Twee springbokke. Ja, Ursel Jantjies, die skramhof en Kurt Arendse. Ja. En dan het van hulle VP Ja, WP Callis gekry soos jou Tristan Leitz, Lyle Hendricks. Sevens. Ja, Sevens, hy speel nou Springbok Sevens. Lyle Hendricks, die binnensenter by Van der Stel speel. En as dan nog so oukies wat ja, Eddie Paarwater en Wilfred se seun ook. So dat was 'n goeie span gewees. Dit was 'n baie goeie span met die Varsity Shield en selfs met die Varsity Cup. Ja. Na jou, jy's nog nie klaar gecoachie. Jy het 'n stint gehad by UWC en na UWC toe hou jy op vir 'n tydjie. Ja, dis ook mos nou COVID. So dan mos nou nie outomaties rugby nie en so aan is en toe maak ons klaar by IWK en toe het ek so vir 'n jaar het ek myself gesê, coach 'n bietjie skool rugby. Toe kom Bobby Martin van Milnerton Hoërskool. Almal ken hom as Bob soos Exley Heinrich Martin en hy sê my pet, ek het 'n agterafter nodig by Milnerton Hoërskool. Ek sê vir hom, was nou 'n jaar uit, maar dit sal nog weer 'n great challenge wees om weer op skool rugby te coach. Verstaan? Ek was ook voorheen by 'n skool gewees, Edsmeet vir 3-4 jaar saam met Brendan. Maar hierdie Milnerton was net op 'n ander level. So jy het nou spelers wat kan produce en jy het spelers wat daarbo kan uitkom. Verstaan? Ek dink as ek my nie misgisie het Damien de Lende ook by Milnerton Hoërskool gegaan. Verstaan? En as hy vandag as hy 'n bok internasionale player. Verstaan? So en as daar nog jong spelers op die oomblik nou by Milnerton wat baie goed deurkom. Cravenweek spelers en SA spelers en sulke goed. So dit en seker so 'n jaar en 'n half by die skole rugby. En toe kom die twee duivels weer terug na my toe, Donovan Sinclair en Alfonso Jacobs, wat ek moet kom inspring en kom help by Noordelikes omdat ek die strukture geken het en ek het dit in plek gesit. En Noordelikes het so 'n bietjie afgrond gegaan en ek het besluit en ek vra toe vir my vrou luister, die twee duiveltjies het nou iets anders in my oor gefluister. Sy sê vir my nee, but dit is jou besluit en ek sê, wat as nou mooi kyk, ek is gewoon skool rugby, jy oefen sê van al 4 tot 5 uur toe as jy by die huis kom, doen jy tyd spend met jou family, verstaan? En dan toe sê ek vir my vrou, sy sê wat, jy moet maar dink en maar net nou reg dink, is amper soos dat, moes nou amper soos iets om te sê, maar ek wil nie jy moet gaan. En so aan is, en ja, in 2022 het ek toe besluit, right, ons gaan terug, maar het was ook teruggaan in terme van, jy moet nou weer ouens in plek gaat sit, in plek kry, Onthou Noordelikes het 'n bietjie speel nou nog in die laagste liga wat hulle mos nog all type of zone so wat ons bou en toe moet ek nou weer my ou vriend loop van Nikki Snyders verstaan jy om sekere goed reg te trek in terme van die boardroom Ronald Hendricks Andy, jou groot vriend Andy Kloetie. Verstaan, so, en nou moet man, hy man hulle behalwe van hulle ken Noordelikes. Hulle is Noordelikes. Exactly, verstaan. En dit was maar die challenge en agterna, so laat in die jaar of vroeg in Januarie of Februarie, toe het my vrou besluit, dat sy wil nie net by die huis sit en niks doen nie, verstaan. En sy het ook maar besluit, toe sê sy vir my, kan ek iets op die bestuur dien nie, verstaan. Sy is baie goed met finance en sulke goed. En toe vra hulle nou vir, die was Tino die voorsitter, en toe sê Tino, as daar 2 mense kan werk, en dit is hoe sy ook maar nou betrokken raak by die klub, verstaan. Maar dit is maar in jou familie se bloed, kyk net, die Heinze, en dan nou is dit weer, jou dochter is ook seker een van Nee, sy stel totaal in al die belange, niks van rugby nie, selfs met die seun, hy stel totaal in al die, en nou is my vrou daar, en is actually lekker nogal, verstaan, sy gaan saam uit, sy kom saam terug, en dis wat het lekker maak, verstaan, en sy nooit de rugby gelijk sien, hy het ons uitgegaan het sy altyd mag op kyk, maar, as hy ook miskien in die agtergrond vraag, nou wat is die wat julle nou gaan doen, verstaan, so, en maar nou verstaan sy die game 'n bietjie baie beter, omdat sy mos nou kyk en sy werk, sy is
lid van die Exco, so ja. En dan, as jy besig nou met groot goed is, okay, obviously, jy is eerst bezig om te studeer. Ja. Studeer nou, wat het jy gesê, wat is hy? BCom en Information Systems. Information Systems, ja. Nee, dat is niet zo moeilijk. Ek weet daar heb je zo mooi die ook. Nee, dat is niet zo moeilijk. Het is maar net een 3 jaar cursus, een 3 jaar so, ja, maar het is lekker. Ik geniet het ook nogal. So. Ik geniet het bij je. En dan, maar ook binnen, als je bezig om jouw license te krijgen. Jouw license. Zeg over die mensen wat ze license ik heb, als ik nog klaar gestudeerd is na mijn 3e jaar, dus na mijn 2e jaar, ik nog 3 jaar en volgend jaar klaar maak, dan wil ik graag een rugby agency ingaan. En dat is maar die reden waarom ik dit besluit. Het is een van mijn passies en ik wil graag kijken naar onze gemeenschap en naar onze kinders. Verstaan je? So, dat is nou niet weggewijs of weggezegd van een reis of whatever the case may be. Iedereen is welkom. Ons moet net zorgen dat onze jonge rugbytalent, wat daar buiten is, goed gemanaged wordt. Verstaan? Soms je kan niet pad bijster raken. Je hoort net van maak een voorbeeld. Hij gaat nou naar Boys High of Paul Gym toe. Groot contract, groot beers en whatever the case might be. Nou assume my net dat gaan vir hom groot deure oopmaak. Maar soos ek altyd vir al die spelers ewen op EWK ook gesê het. Jy moet die balans handhaaf tussen studies en rugby. Soos dieselfde met 'n rugby speler op skool. Jy moet jou skoolwerk doen om op die rugbyveld te perform. Of ieder ander, maar jou balance moet reg wees. Want soos ek verteenwoordig nou op die oomblik 2 jong spelers, al altyd by Bos, Ronnebos. Joel Javik, Joel Klute en Logan Linden. Dus actually ook my uncle se seun. Dat my uncle se seun. So Andre Heinz is Cosman Heinz is sy pa, Logan se pa. So ons het hom ingekry by Bos, but die lekkerste vir my is om die kinders te help is soos ek hamer altyd op Logan en even op Joel se kop en sal ek wel sê luister. Ons moet elke standaard of grade moet ons slaag. Want waar rugby talent of waar hulle jou nou gaan gryp is op universiteit. Het is soos in die ou dae dat ons gespeel het. Die WP-keders het klub rugby kom kyk om in die WP-span te speel. Nou as Rassie nou al klaar die vlieë van Vrystaat gevat het wat by UCT nie waar het die kap gebeur het. Ja, nou wat sê dit vir jou? Jou way to rugby professionalism is through varsity. En sy moet met 'n exemption pass exactly in university. Om in die universiteit. Jy moet met 'n bachelor's pass. Verstaan? So, nou wat is meer belangriker? Is rugby op skool is net so belangrik as jou skool. Ja, hulle sê sy moet alles met matriek het. Sy moet matriek het om wie weet rugby te speel. Sy moet. Verstaan? Sy moet alles hê. So anyway, sorry wat ek in jou mond boos gaan verder. Verstaan? So en dit is wat ek altyd hamer, verstaan jy? Dit is hoekom en ek sal altyd moet verseker maak in watter skool elke seun behoort, verstaan? As hy maak 'n voorbeeld, sy huis daar as Afrikaans, dan kan jy nie meer by Biceps gaan insit nie. Want Biceps is 'n Engelse skool. Verstaan? Dan sit jy hom by 'n Paul Gym of 'n Boys High wat tweetalig is, verstaan jy? So wat Afrikaans en Engels het. Jy praat nou van jou Southern Suburb schools soos jou Bos, jou Biceps, jou Six en Wynberg, dis almal straightforward Engels. Verstaan, as niks aan Afrikaans. Verstaan? En dit wat dit intriguing maak is om te kyk waar hy die beste gaan inpas. Verstaan? Nou, sê vir my Patrick, net in terme van dis 'n agent, rugby agent. Jy wanneer jou license kry, is jy dan 'n rugby agent, reg? Vir die mense daar buitekant wat miskien nog nie weet waarvan praat die mense? Rugby agent, van maar nou het jy rugby agent nodig. Jy moet 'n keer 'n state agent vir 'n huis, jy moet 'n keer. Maar waarmee help die agent die seuns, especially like mense van die tyd gaan dit seker heel, ek kan nie sê dit gaan uit 'n previous disadvantage. Het is nie noodsaaklik dat dit 'n disadvantage hom uitkom nie, maar vir elke persoon wat nou luister en sien wat luister, daar sekere goed is wat gebeur op skool as 'n kontrak is, waarmee sal jy vir hulle help? Waarmee kan jy vir hulle? Presies. So okay, gaan na voorbeeld soos in die geval met Logan. Ons het dan by Bos ingekry. Ons het was 'n paar skole wat belang gestel het in hom in die Southern Suburbs. Stellenberg in die Northern Suburbs het belang gestel.
Wynberg Boys High en Rondebos. Waar ek ingekom het met hom is sy ouers is ook fenomenaler sportliefhebbers. Want Logan se oupa het ook rugby gespeel vir Bluebirds en Noordelikes. Andre, hulle call hom Hoppie eens, verstaan. So, en omdat ek 'n bietjie van agtergrond, want ek het ook 'n agent gehad in Jason Smith daai tyd. En dan om alles in plek te kry voordat jy teken, moet jy verseker maak dat alles staan in die kontrak. Of dit nou 'n skoolbeheers is en of dit nou 'n kontrak is basies dieselfde. Verstaan, as jy nou net sê, okay, maak 'n voorbeeld, hulle sê vir jou by jou skool, ons gee vir jou 'n beurs van 120,000. Jy teken dit. Wat teken jy? Jy teken vir skoolfooi, jy geteken vir akkommodasie, jy geteken vir kos, jy geteken vir sekere goed om in die klas jou skoolboeke. Vir wat het jy geteken? Nog anders dan gaan jy 'n blinde brief kry agter om te sê jy's 30,000 uitstaande. Ja, want ons ouers, sorry Piet, want ons ouers wil net hy moet net gaan study. Teken, hy moet net gaan study. So vir wat teken jy? So staan en dit is waar ek kyk of ek sal soos ek saam met Rondebos saam met Clinton, ons het gesit en gesê, okay, right. Hiersoos Logan se beurs, sy skoolbeurs vir die volgende 5 jaar tot en met matriek. Right. Wat cover dit? Regpet, skoolfooie, sy hostel fees, sy etes, laptop of tablet dat hy moet kry vir die klaswerk, sporttoere en alles. Verstaan dan, jy kan nie 'n ouetjie stuur na 'n hoërskool toe net op 'n beurs. Soos ek jou gesê het, dan vang hulle wat die klomp moet nou sy eie toergeld betaal, kry college toe. Ek bedoel vliegtuigkaartjies en hy kom daar en hy het sakgeld nodig, R15,000 later, waar gaan jy R15,000 uitkry? As jy dat dit in jou spaarrekening het soms, verstaan? En die seun gaan alleen. Exactly, verstaan? So, jy moet na al sulke goed in plek kyk. En soos ek vir Logan ook gesê het, ek is nie daar om na sy rugby te kyk nie. Hy het afrigters. Ek is hier om na sy well-being te kyk. Verstaan? So as iemand as hy swak doen, miskien maak 'n voorbeeld in wiskunde. Dan sal ek vir Clinton bel as ek hom sê luister, ek het nou hierdie mannetjie se results gekry. Dit lyk nie goed op hierdie vakkie. Is een van twee goed. Kan jy vir hom so 2 weke net straf, hy speel nie rugby nie, want hy moet op sy skoolwerk nou fokus. Of kry vir hom tutoring klasse. En dit is waarna ek moet kyk, verstaan jy? Want soos ek jou weer sê, die pad nou na professionele rugby toe is sy moet waas as hy speel. Want as hy meer soos in die ou dae hy speel vir Noordelikes of vir Tygerberg of vir Scottsdene of vir Durbanville of Hamiltons, hulle gaan kyk, hulle gaan vat jou daar en kom speel jy vir WP net werk nie meer so nie. Jy moet universiteit toe gaan. Dit is waar ek dink Suid-Afrikaanse rugby beweeg in daai rigting soos die Nieu-Zealanders. Almal van die ouens is geëquip met 'n graad of met 'n meestershonors of whatever. Om dieselfde doen, want ek bedoel waar gaan jy ook 'n ordentlike werk kry? Maar hy was 'n goeie rugby speler. Jy wil nie met 'n Springbok sit. Hy het millions en na tyd moet hy op die straat gaan leef. Dat gaan nie sin maak nie. Verstaan, maar hy kan met 'n graad na rugby of dit nou hoe lank of hoe kort is, kan hy 'n goeie werk kry. Ja. Verstaan, maar jou rugbyloopbaan is ook nog maar net so lank. So lank, ja. As jy gelukkig is en jy wil soos 'n Victor Matfield wat tot 38 toe kan speel, sy rugbyloopbaan is lank. Dan kry jy 'n ander ouetjie wat sy rugbyloopbaan net te 2 jaar dat 'n groot Is dit nie tot 43 nie? Nou nog altyd tot 43. Hy nog, jy kan dit op klub rugby doen, nie professionele setup nie, not tot 43. So, verstaan, en dit is maar waar ek inkom en dit is waar ek wil kyk, dat ons rugby spelers ook die akademiese aandag kry. Verstaan jy? So, en dit is die balans wat ek wil graag handhaaf. Daar is 'n goeie rugby speler wat agter die boeke gaan niks aan nie. Verstaan? So, en dit is hoekom ek besluit het, as ek klaar gestudeer is, dan wil ek graag waar ek kan help 'n bietjie om brein of enige rugby speler wat sukkel om in te kom, hy's 'n goeie speler weer met 'n bietjie goeie akademies. Ek bedoel om hom iewers in te kry. Okay. Wow, guys. So, wanneer jy qualify, kom jy weer into. Laat jy of kan mense nou al vir jou kontak om miskien kan ek sê advice te kry of at least consultation. Jy kan ons mense charge vir consultation en sulke goed. Kan hulle jou kontak? Hoe werk dit? Presies, hulle kan my kontak. Onthou ek sal altyd daar wees. My belief is open door policy. Verstaan jy? Is net die slegste is soms. Jy ken al van my, ek sê altyd vir almal, ek skiet stryd. Ek bedoel, op die einde van die dag, as jy nie die persoon gaat sê wat hy moet hoor, dan gaat dit 'n probleem wees. Verstaan? So, as jy nie van my sê, luister by 'n voorbeeld,
Hy sê hy is 'n goeie rugby speler. Maar hy het 'n gehoorprobleem. Ek kan nou nie dan assist nie want dit seker goed weghou. Skietstryd en sê vir my, dis die tekortkoming A B C D E F. As dit tot Z toe is, dan seker goed wat ons kan eliminate. Sekere goed wat nou nie ge-eliminate maar ons kan hard werk aan om ge-eliminate te word. Verstaan? En dit is maar net die situasie. Ek bedoel die leiding wat ek kan gee sal 'n probleem wees nie. Kon vie om te vra, ag presies eerlikwaar my vrou sê jy moet vra maar soms is dit net ek voel dit aan kyk hulle kan dit dalk miskien nie nou bekostig nie. Dis dieselfde soos wat ek ook wil begin in 'n paar jaar se tyd as met 'n skopskool. Goeie spelers daar buite wat net 'n bietjie skaafwerk nodig het met skop. Verstaan? Soos ek ewen by ADL se interview gesê het wat hulle my interview. Om 'n skopcoach te wees is niks. Maar die probleem van skopcoaches is hulle wil soms hulle foute gaan regmaak in die speler wat hulle leer coach. En dit kan nie duide nie. Jy kan nie vir hom sê hy moet skop soos hy geskop het nie. Julle tweet verskillende maak vir verskillende tegnieke. So jy kan nie jou tegniek gaan forceer nie. Jy moet sy tegniek gaan aanpas om dit beter te maak. En dit is baie coaches die verstaan. Verstaan as maklik almal soos ek weer sê, okay, soms doen ons dit ook maar by Noordelike Rugby Club is om te copy and paste. Maar is copy and paste regtig waar goed? Nie vir die speler nie. You understand nou wat ek probeer sê is jy moet kyk watter tipe speler jy het voordat jy 'n gameplan kan uitwerk. Jy sit nou met 'n flyer wat jy kan skopie maar jy het 'n skop gameplan. How does that going to work? Gaan nie werk nie. Verstaan jy? En baie coaches is geneig om jy bly net in die boks rugby speel. Gameplan is amper soos 'n foute wat jy in 'n frame sit en ophang. Die frame is mos net die frame weg wat hom mooi laat lyk. Ja. Die pixels mos actually ding. Ja. Maar laat jy bly jy buite kan nie pixel ook 'n bietjie rugby speel. Jy kan hom in 'n container toe druk en sê kyk daar gaan hy nou jy bly net in hy straks nie. Ek bedoel normally in die oefening ek het dit agtergekom by klubs of by skole. Hulle oefen nou al op die ou deur die gap nou moet hy val. En soms gebeur dit in 'n game ook. Ja, die ou kom net en dan val hy. Verstaan? Man, jy het hom gesê gaan because hy het gesê moet val. Ja. Maar in die meantime moet hy gaan score. Verstaan? Is sulke goedjies wat 'n verskil maak op en dis hoekom ek sê copy and paste is 'n gevaarlike ding. En dat jy 'n spelertjie 'n bietjie vryheid gee om te speel. Wat speel wat jy sien vir jou. Dan gaan dit ook 'n moeilike storie raak. Verstaan want hy het hom gesê bly in die gameplan. Dis dieselfde soos dummy runner is net so goed soos 'n ou wat deur die gat kan hardloop. Hy kan 'n dummy runner maar as hy sy mond oopgemaak het om te sê dat speel my, dan kan hy mos maar nou hardloop hy net nie want hy was geleer hy moet net 'n dummy runner. Ja, dis dit ja. So jy kan nie net 'n dummy runner wil wees nie. Verstaan? So en dit is wat ek jou sê. Some coaches is 'n bietjie stereotyp om te want hulle wil hulle foute regmaak in daai speler. Ek kan mos nie my foute in jou gaan reg. Hy's 'n ander tipe mens, hy's ander ek dink 'n bietjie vinniger as jy dink 'n bietjie stadiger. So hoe kan ek my plan vir jou gaan gee hoe ek gespeel het? Speel jy soos dit. As jy nie kan jy kan nie. Jy moet met sy contributes of attributes wat hy kan na die party te bring. Jy moet aanpas en enhance. Exactly. Verstaan? En dit is hoe dit moet werk. Maar soms is dit moeiliker. Dit is, maar ek hier kyk ek net myself so as my twee chommies hulle goed is uitweek en sê ek vir hulle. Wat het twee chommies is dit nou? Dis nou laat in money en presies laat. Goed so dit so nie. Ek kyk maar net so as 'n coach. Ja, jy weet, a say way of the highway. Ek ken mos wel aan Snyders. Ja. Ons het nog 'n tydjie oor. Ek wil jou vra man, ons gaan nou in die internasionale season in die British Lions het nou gespeel in Argentinië. Argentinië goeie wen gehad. Die week wat nou kom speel hulle teen die Brumbies en ons speel teen die Barbarians. Hoe ek weet nie of jy podcast kyk en of jy die interviews kyk van Raseras, maar ek weet nie hoe diep jy in die Springbokke volg jy, maar soos ek kyk alles, as daar nou 'n ding kom van Rasmus wat die press conferences, ek wil hoor wat sê hy, ek wil want jy weet mos nou, as ons gaan braai nou een van die dae en sê hulle, hulle gaan hy speel jy kies, maar net weet ek al klaar wat Rasie gesê het, you get what I'm saying, is maar net op 'n update, ja, net om die bloed op te pomp. Ja. Ek sal skoon vergiet Vrydag aan om die British en Argentinië te kyk, maar soos ek dit verstaan, het die Argentyne
basis die al uit die British and Lions getackle. Mm. So en die British en Irish Lions is baie fisiese spelers. Dieselfde met ou Argentyn, maar hulle is baie meer fisies in die kompetisies wat hulle speel, soos jou English Premiership en almal daai goed so. En dis wat dit interessant maak. So, but soos ek weer sê, onthou die British and Irish Lions het 'n goeie coach. So dus as dieselfde, hy kan nie net Ierse spelers kies om sy Ierse gameplan te follow because you've got different contribute, you understand, en kulture. So, hy kan nie so, hy in 'n kort tydperk, miskien gaan dinge verander in terme nou van die ICT Brambit. Jy gaan definitief 'n hele different model sien, want hulle het nog 'n bietjie meer tyd om weer te oefen. Verstaan, maar soos ek verstaan, as jy nou kyk na Ben Aki en Tui Peloto wat center, ek dink hulle gaan verwoesting saai in Australië. Dit gaan ek jou nou al guarantee. Verstaan, want sometimes nobody can match their physicality. Verstaan, dit is maar net soos dit is. Met terug te kom met Rassie. Rassie is, hy hou sy kaarte teen die bors, maar hy laat jou ook glo wat hy wil glo. Ja, hy sê dit wat hy moet sê. Exactly, verstaan, en dit is hoekom hy maar altyd 'n uitgeslape afrigter is. Verstaan, is amper soos almal moan oor die hele wêreld op die oomblik oor Rassie, 'n bomb squad, hy kies sommer 7 en 1 reserve backline player, hoe kry jy hoe? But at the end of the day is, hy weet wat hy het, dit is wat hy kan doen. Verstaan jy? So, in baie lande verstaan jy dit nie. So, as jy 'n vars voor en 'n vars tyd 5 opsit, met 2 goeie loose forwards, wat vir jou 7 gee, en jy kan met 1 backline player maak, voor met 'n Damien Williams alleen op die bank sit, en dit werk, en maar die ouens verstaan dit, wat hy probeer sê, wat hy probeer wil doen, dan maak dit mos jou job makliker. Verstaan jy? So, dis hoekom ek sê, wat vir Rassie werk. Hy hou sy kaarte teen die bors, maar hy laat jou glo wat jy wil glo. Maar jy moet sien sy iets anders wat jy nie moet geglo het. Dit is maar nog net weer Rassie. Maar hy is brilliant nie. Hy is baie goed. Eerlikwaar, hy is mentally hy baie sterk persoon en dis dat dit van hom 'n goeie leier maak. En weet jy wat, het ek ook opgeleid van hom, is dat hy 'n goeie communicator is. As ek so in sy pressconferences luister, hy maak seker dat niemand hom misverstaan nie. Ja, hy is soos Lance Snyder. Verstaan jy? Lance is mos 'n tipe mens. Hy sê vir jou, maar nou dit is kwaliteite van kwaliteit afrigters. Verstaan jy? Jy moet sekere kwaliteite hê en daar gaan soms kom wat jy miskien 'n verkeerde besluit gaan maak waar 'n speler gaan op stroplos of hy gaan kwaad raak of whatever. But it's all part of life. Almal kan nie perfek wees nie. Verstaan? So, en Saterdag weer eens teen die Babas. Suid-Afrika, jy kan nie sê hy gaan 'n B-span stuur, want by hom is daar nie 'n B-span, want almal is A-span spelers. So jy kan nie sê hy is 'n Suid-Afrikaanse of 'n Springbok B-span nie. Hy gaan so sprinkel. Jy verstaan nie? Ja. As so strooi suiker. En dit maak want alles wat hy aan raak, wil al die mense vanaf eet. Verstaan nie? En dit is die resep wat hy maar het met Suid-Afrikaanse rugby oomblik. Want as jy kyk, as jy van Faf kan drop en jy kan daai ouetjie van die Saaks kies. Jaden. Ek bedoel, as like for like. Jy praat van Grant. Verstaan jy? So as like for like. Maybe better, faster, smarter. But as like for like. Verstaan? As jy wat Damien Williams saam met Sassa wil kies, is kwaliteit vir kwaliteit. So jy kan nie sê die een behoort aan 'n B-span en die ander behoort aan. You can't say that. Verstaan? As die kwaliteite wat dit is selfs op die loostrio. Dit vir Ivan Roos, dit vir Jasper Wiese, Aldrich Lou en almal uit. So how can you tell me if as hy vir Sia die week drop, of as hy my sê Sia as 'n B-span, almal is A-span spelers. Verstaan? So en dis wat dit gemaklik maak, want almal het ingekoop in wat Rassie wil doen. Verstaan jy? En almal verstaan wat hy wil bereik en wil doen. So dit maak dit baie makliker vir Suid-Afrikaanse rugby. Mense, julle is hier saam met Angelo op Game Time. Ons gas is Patrick Peterson. Ons is by hy te kom van die program waar ons op moet kon bysê. Ek wil net eerstens vir Patrick Peterson sê baie dankie dat jy jou tyd afgestaan het om hier te wees. En net miskien laaste woorde, enige shout-outs, enige contact details wat jy wil gee as mense jou wil soek. Ja. Shout-outs, Jesus Breezies. Daar kan so 'n klomp wees, maar ek moet vir jou sê, as ek nou praat van shout-outs, dan moet ek vir my vrou Bronwyn baie dankie sê vir wat sy vir my laat doen, wat sy my wil nog laat doen. En sy is my altyd my rock.
verstaan, saam met my kinders. So, en dit is vir my meer belangriker, verstaan, as jou familie, as my vrou my verstaan, dan maak dit alles makliker, verstaan. En dit is ook met jou sê, ek moet vir haar sê, baie dankie, vir waar ons is en waar ons nog gaan. En dan wil ek maar net sê, vir contact details, hulle kan maar by jou kry, Breezies. Dat is baie makkeliker. Ek gee nie my nommers uit. Nou, nou moenie van my sê, ek moet dit uitgee nie. Verstaan jy my punt? So, ek bedoel, hulle kan vir jou contact met 'n e-mail of wat dan kan jy net vir my forward. Verstaan jy? Ek is ook nie, en my phone is 'n baie besige phone deesdae, so ek het nog keen op. Hulle sê nee. Ernstige mense sal e-mail. Exactly. Verstaan jy? E-mail my, as dit fyn. Ons kan oor e-mail praat. Verstaan, ons moet eers soos ek jou weer sê, ek moet eers die persoon leer ken voordat jy na 'n next stap toe kan gaan. Dit is maar net hoe dit werk. Dit is my filosofie. Ek kan nie vir ander mense praat nie. Maar dit is my filosofie. As my vrou my nou gesê het, sy gee nie foonnommers uit, moet sy weet. Dit kan nie. Verstaan? So, en ek bedoel, ja, dit is maar net hoe dit is. Vir al die luisteraars en streamers daar buite, baie dankie dat julle ingetune het. En weer eens dankie aan Patrick Peterson. En die mense daar by Noorderklus, hy kous heidiglik by Noorderklus, hè? Ja. Heidiglik, al die mense daar by Noordens. Special things moet ek vir Andy sê, né? Andy, special thanks aan Andy. Ja. Andy. Ja, sy is 'n noordelike uit en uit. Dik een. Die ruggraat sê hulle sê. But anyways, weer eens, dankie dat julle ingetune het. Sien vir julle next week.